Hallo julle. Hallo daar. Hoe hanteer 'n mens ouer word? Ek's 'n week ouer as verlede week en ek voel sleg daaroor. Dis al klaar nie die regte manier om dit te hanteer nie. Stop net daar. Ja. Oeps. As koppeltjie emmer. Ja. Dis Ons is nou voortydig. lekker laf vanoggend. Maar ek bedoel dit gaan oor die kwessie van ouer word, sinvol ouer word. Ja. Baie keer is dit so dat baie mense bang is om oud te word, dat hulle dit op baie maniere beveg en daarteen stry en dit ontken. Daar's soveel maniere, 'n mens kan baie praat oor hoe om nie oud te word nie en wat 'n mens sien hier in Wakkerstroom is daar 'n baie groot aftreeoord en oor tyd kom 'n mens agter wat help mense wanneer hulle ouer word en hulle mobiliteit ingeperk word en so aan en sekere besluite geneem moet word. En Maar dan sien jy ook hierdie regtig bejaarde mense wat ongelooflik aktiewe en gesonde lewens lei in die dorp. Wat by goed betrokke is, wat nog hulle eie motors ry, wat regtig waar net besonder dit staan uit hoe hulle eintlik 'n jong gees het baie en hulle lywe daarbey aanpas en ek dink mense is gelukkig as jou gesondheid hou en ek dink dit's baie dinge wat ons kan doen omtrent ons gesondheid, maar ek dink daar is ook situasies wat buite ons beheer is. dis reg. En ons wil nou glad nie sê 'n mens moet jouself dit hang net van ons af hoe gesond jy gaan wees nie. Ja. Maar hoe word 'n mens sinvol oud? Ja. Wat in eerste plek besonder is dat 'n mens kan ouer word en dat die lewensverwagting so hoog is vir mense nou. Maar wat is en ek dink iets wat ons eintlik aan die gang gesit het vir so 'n gesprek is die hele idee of die hele vraag van word ek 'n elder, met ander woorde 'n wyse raadgewer soos wat ek ouer word of word ek net plain oud? Ja. Verouder ek net en het nie meer regtig 'n sinvolle bestaan nie. Dat 'n mens op die ou einde, omdat die lewensverwagting styg oor die algemeen, dat 'n mens met 'n wêreld vol ou mense sit, maar nie noodwendig wyse mense nie. Ja. En ek weet die term ou mense is nie 'n gewilde een. Ja. Ons val nou al ook eintlik in daai kategorie. En 'n mens wil eerder praat van seniors of bejaardes of in terme van dit, maar dit het met ouderdom te doen. Dis reg. Gevorderde ouderdom. Ja. So en dit wil lyk soos wat mense ook ouer word, is daar al hoe meer studies wat gedoen word, want dit is kwessies wat aangespreek moet word. Sekere dinge moet in plek kry vir 'n ouer wordende gemeenskap. Maar dan ook om agter te kom wat lei daartoe dat mense ouer word. Want jy kry ook, hulle praat van blue zones en daar is 'n baie goeie dokumentêr. Ek weet nie of hy nog steeds op Netflix is nie, maar dit was 'n reeks wat op Netflix was, The Blue Zones. En hierdie blue zones, dit was so aangedui op 'n kaart, dit is streke of partykeer 'n dorp. 'n kleiner area. Toe daar navorsing gedoen is oor ouer word, dat daar hierdie plekke was waar mense in 'n besondere mate ouer geword het. En uitsonderlik oud geword het. Baie het 100 geword. Ja. Of baie van hulle is in hulle 80s, 90s. En nog baie aktief. Baie. Betrokke, ja. So en daaruit het baie navorsing gevloei en gevolgtrekkings gekom wat 'n mens regtig ook in 'n mens se eie lewe kan inploeg. Ek wil sê Wakkerstroom het ook nogal iets van dit. Baie keer sal iemand vir jou sê, "Jong, hy's
82 of 84, dan sê jy, dit het ek nou nooit Jy gedink kan dit nie, nie glo nie. want hulle is nog so aktief. Ja. Maar nou is daar 'n paar punte of kwessies wat na vore gekom het, Ja. of elemente wat Ja. na vore gekom het is, wat tref 'n mens in hierdie gemeenskappe aan, wat daartoe lei, of dit blyk dat dit daartoe lei, dat mense ouer word. En ek dink wat interessant van dit is daar is 'n uiterlike komponent en daar's 'n komponent na binne toe, 'n innerlike komponent. Ja. En ek dink die uiterlike komponent is seker voor die hand liggend, en dit het te doen met beweeg, en nie noodwendig om marathons te hardloop maar om besig te wees en te beweeg sonder dat jy probeer om juis noodwendig te oefen. Dis reg. So dis 'n aktiewe lewe, dit is veral in die blue zones, is dit veral om teen opdraandes te loop, om trappe te klim, maar alles as deel van jou lewe, eintlik net ingebou in jou lewe. Jy bly in 'n dorp, jy loop kerk toe, jy loop dorp winkels toe, jy loop na jou vriende toe, so net amper normale groter aktiwiteit. Dis reg. Soos wat hulle sê, dit baat selfs 'n mens baat selfs daarbey om 'n bietjie ongemak in jou lewe in te bou, to build in some inconvenience. Sodat dit jou bring om bietjie verder te loop, of dat 'n mens, so met ander woorde, iets wat regtig nie bevorderlik vir 'n sinvolle ouderdom is nie, is gemaksig. Ja, en ek onthou toe ek kleiner was, of selfs as jong volwassene, was daar vreeslik baie planne, byvoorbeeld in 'n kombuis, waar jy probeer het om beweging te minimaliseer in 'n kombuis, sodat jy nie so baie rondloop tussen dit was die yskas, die wasbak en die stoof. En ek wil amper sê, it defies the purpose. Dis eintlik wat jy moet doen, is juist terwyl jy iets doen soos kos maak, of om te beweeg. En ek dink daar het 'n groot verandering gekom in mense se bewussyn van dit, om meer te beweeg. Jy sien dit in parkruns, en hoe mense stap, en mense is oor die algemeen baie meer aktief. En dit help in die ouer word proses. En dan natuurlik die tweede ding sal wees wat jy eet, hoeveel jy eet. Hulle praat van 'n konsep van 80%, dat jy eet totdat jy so 80% versadig is. En nie jouself ooreet nie, en dan dat dit 'n baie groot verskil maak. Wat is dit nog? Ons het hier 'n bietjie van 'n die beperking van stres. En die teewerk van stres. Ja, so om jou lewe eenvoudiger te maak. Ons praat baie daaroor, jou lewe eenvoudiger te maak. En ook met wat jy eet, inflammasie in jou lyf te beperk. Alles wat stres of kortisol hoër maak in jou lyf, om dit in jou lewe in te bring. Dis nou na buite toe. Na binne toe het vreeslik baie te doen met, ons het 'n hele paar weke terug gepraat oor die konsep van ikigai, het jy 'n doel, het jy iets waarvoor jy lewe, iets waarvoor jy opstaan in die oggend. En dis 'n baie groot faktor. Is daar betekenis in jou dae? Dit is 'n baie groot faktor. En ek dink aftreeoorde staan voor groot uitdagings wat dit betref. Dat inwoners in sulke plekke, dat dit steeds vir hulle 'n kwessie is. As ek in die môre wakker word, wat lê vir my in hierdie dag voor? Daardie iets wat 'n mens nog steeds motiveer. En ek dink, ons het dit nou nie gesê by die stres nie, maar hulle sê dat 'n redelike vaste roetine help met stresverlaging. Wanneer jy 'n dag het wat redelik voorspelbaar is in terme van wat jy gaan doen, maar dat daar funksie in jou lewe is. Dat jy 'n aandeel het aan dinge, of dat jy 'n bydrae lewer op een of ander manier. En dit gaan natuurlik ook maak dat jy dan
koneksie het met mense. Dis interessant, né, wanneer 'n mens na daardie dokumentêr kyk, hoe belangrik gemeenskap is. Ja, en 'n gevoel van dat jy hoort eers. Dis reg. Dis die ander faktor, daai gevoel van hoort, gemeenskap, of dit jou gemeente of jou vriendekring of jou bure of familie, daai pakket, dit is verskriklik belangrik in terme van weer eens dink ek om betekenis te gee. Ja, so met ander woorde, 'n mens se geliefdes wat naby aan 'n mens is, dit speel ook 'n groot rol. En ek dink daardie kontak met geliefdes dat dit oor geslagte heen strek. Met ander woorde dat 'n ouma in haar 80's kontak het met kleuters en met tieners en andersterom. Ja. Ek dink dit het 'n baie goeie uitwerking op algemene gesondheid. Dis die integrasie, dis die stimulasie wat daardeur plaasvind, die blootstelling aan dinge. So dit speel ook 'n baie groot rol. Ja. En hulle noem dit nou nie spesifiek in die artikel wat ons nou hier net die punte aanraak nie, maar ek dink iets wat 'n baie groot effek het is jou vriendekring of die mense om jou se benadering tot die lewe. Is dit 'n positiewe benadering? Is jou lewe, het jy 'n positiewe benadering? Het jy 'n dankbaarheids ingesteldheid? Want ek dink ek het dit al in ander plekke raak gelees van dankbaarheid, positief, nie altyd net die donkerste, ergste scenario's voorstel nie. Dit speel ook 'n geweldige rol. Ja, ek dink as 'n mens aanhoudend negatief is Ja, en aanhoudend pessimisties is, ja, dit is nie elemente wat help tot 'n sinvolle ja, want jou oudword nie. liggaam reageer op daai. Ja. Want jy stel ook dan weer sekere dinge vry, hormone en dit veroorsaak stres. Ja. So al daai dinge dink ek. Want die hele kwessie van kontak binne 'n gemeenskap speel baie 'n groot rol. Maar ek dink ook 'n gemeenskap, mens kan amper sê by gebrek aan 'n beter woord as 'n samebindende naam, 'n geloofsgemeenskap, 'n mense wat jou standpunte deel op 'n positiewe manier. 'n plek waar 'n mens behoort. Ja, maar ek wil eintlik ook nog daarby bring, en dit raak nou lank, maar om 'n troeteldier te hê. Ja. Koneksie met die natuur, so dis 'n baie wyeer sin van behoort, ook my plek in die natuur. Ja. Ek dink daai gegrondheid, om 'n tuin te hê of in 'n tuin te kan wees, al daai dinge, baie natuurlike lewe. So dit bring 'n mens maar weer terug, en dit is interessant hoe ons nou hierdie afgelope paar weke daarby stil gestaan het. Wat is 'n sinvolle lewe? Ja. Wat is 'n suksesvolle lewe? Want dit is soos Annie Dillard sê, how we spend our days is how we spend our lives. En dit speel uit op hoe ons dan nou oud word. So ons hoor graag van julle, wat werk vir julle? Wat help julle om sinvol ouer te word? En wat gee vir julle lewe sin in die ouer word proses? Is altyd lekker ook om van julle terugvoer te kry, en baie dankie daarvoor. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly. Tata.